Beywer julle allereers op die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Matteus 6 vers 33. Friedrich Nietzsche het geskryf, "He who has a why to live for can bear almost anyhow." Dit kom daarop neer dat wanneer jy jou hele wese rig op die mees betekenisvolle lewe wat jy kan leef, dat jy bykans elke oomblik tussen waar jy staan en dit waarvoor jy leef kan oorkom. Selfs meer as dit, God se wil vir jou is om die beste lewe te leef, dit waarvoor hy jou uniek en besonders voorgeskep het. Wanneer jy dan jou vizier instel op hierdie rede, dit wat werklik goed is vir jou, sal God ook voorsien alles wat jy in hierdie nou oomblik nodig het. Dit is sekerlik een van die mees waardevolste lesse wat ons in die lewe kan leer, dat dit beter is om te streef na dit wat die beste is vir ons, as dit wat ons soms wil hê. God is alomteenwoordig, hy weet waar jy vandaan kom en hy sal reeds in jou môre. Jou fokus moet dus wees daarop om 'n sinvolle lewe te leef. So wat beteken dit om 'n lewe wat waarlik sinvol is te leef? 'n Lewe wat die beste is vir jou. Om jouself te nader tot hom en hom toe te laat om aan jou sy hart en sy gedagtes aangaande jou te openbaar. Dan sal jy 'n toekoms hê wat dit elke dag die moeite werd maak om voor te leef. 'n Rede wat elke oomblik 'n koesteroomlik maak. Beteken dit dat elke oomblik noodwendig goed sal wees? Nee, maar dat elke lewenservaring ten goeie sal meewerk, omdat jy jou oë gerig hou op hom liefhet en geroep is volgens sy wilsbesluit. Goeie oomblikke is daar om te vier en uitdagings is geleenthede om te groei tot 'n dieper en wyser weergawe van jouself. Een van die mooiste skrifgedeeltes vir my is waar die woord verwys na die Heilige Gees en daar geskryf staan: "In hom leef, beweeg en het ons totale bestaan." Vir my is dit wat dit beteken om bewus en sensitief te leef vir die Heilige Gees, om in hom ons hele wese en bestaansdoel te vind, om hom deel te maak van elke oomblik, van elke dag, om deel te maak van elke gedagte en alles wat in jou hart omgaan, om deel te maak van elke besluit wat jy neem en elke strategie, om deel te maak van elke plan, elke mislukking en elke oorwinning. Op die ou einde bestaan die lewe eintlik maar net uit 'n kompilasie of samestelling van oomblikke. Elke oomblik is kosbaar en geen oomblik moet gering geag word nie. Mis jy uit op hierdie oomblikke, mis jy uit op die pragt en waardevolle verrykende rykdom wat hierdie lewe het om te bied. Ons moet doelbewus kies om in hierdie nou oomblik te leef, saam met hom. Nie in 'n oomblik vanuit die verlede goed of sleg nie. Soms kan ons selfs die fout begaan om so vas te hou aan 'n goeie herinnering, dat ons al die mooi herinneringe wat daar is in hierdie oomblik mis. Ook moet ons waak daarteen om nie in 'n oomblik iewers in die toekoms te leef nie, maar elke oomblik die beste deel van onsself te gee en ten volle in te neem. Maak die meeste van hierdie asem wat jy inasem en uitblaas, wees 100% teenwoordig in sy teenwoordigheid. Moenie hierdie nou oomblik oordeel nie, maar vra die Here om jou sensitief te maak vir sy hart in hierdie oomblik. Dit help ons nie om esoteries te wees aangaande ons aanslag nie. Ons moet doelgerig en doelbewus kies om verantwoordelikheid te neem vir ons lewe, ons toekoms en hierdie besonderse oomblik. Stel jouself in daarop en konstitueer jou lewe gerig rondom God se wil en sy geregtigheid. Hy beloof, soek en jy sal vind. Vra en aan jou sal gegee word. Stel sy wil altyd eerste en hy sal in sy almag, onvoorwaardelike liefde en groot genade al die bekommernisse wat in jou lewe is, namens jou uitsorteer. Hy weet presies wat jy nodig het. Vertrou hom met hierdie oomblik. Hoe meer bewus ons van hom leef in hierdie oomblik, hoe minder ruimte sal daar wees vir angstigheid oor die toekoms. Waar ware liefde is daar geen vrees nie. En God is liefde, die liefde wat alle vrees verdryf. Om God sonder voorbehoud te vertrou met jou toekoms, beteken om hom sonder voorbehoud te vertrou met hierdie nou oomblik. Hou jou hart gerig op sy hart en wees stil en weet, hy stil tevrede in sy liefde oor jou. Besig in hierdie oomblik om kragtig in en deur en vir jou te werk.